Goeiedag en welkom by Inspireer. Matteus 5 vers 44 sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. Nou dis maklik om mense lief te hê wat vir jou goed is, maar Jesus vra iets heeltemal radikaal hierso. Hy sê lief jou vyande. En as ons eerlik is, dan klink dit onmoontlik. In Jesus se tyd het die Jode die wet so verstaan. Hulle het verstaan dat jy moet jou naaste lief hê, maar jy mag jou vyande haat. Dit was amper 'n ongeskrewe reël van die samelewing dat as iemand teen jou was, het jy die reg gehad om teen hulle terug te veg. Want toe kom Jesus en hy keer alles so half onderste bo. Hy sê ek gee vir julle 'n nuwe manier van leef. My volgelinge lyk anders. Julle moet julle vyande lief hê en bid vir die mense wat julle sleg behandel. Nou ek dink dit is so 'n bietjie vreemd, want ons as mense natuurlike instink is, as iemand jou seer maak, dan wil jy hê hulle moet terugseer kry. As iemand jou verneder, dan wil jy terugbyt. Jy weet, ons kultuur sê, moenie met jou laat mors nie, want jy weet, moenie 'n vloerlap wees nie. Maar Jesus roep ons hoor. Hoekom? Omdat God se liefde nie grense het nie. Hy het my en jou lief gehad toe ons nog sy vyande was. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde vir ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So Jesus sê, as jy my volg, kan jy nie net lief wees vir die mense wat maklik is nie. Jy moet mense selfs lief hê wat jou seermaak en afmaak en teenstaan. So ek daag jou uit vandag. Ek weet dit klink moeilik en miskien is daar iemand in jou lewe wat jou kwaad gemaak het, wat jy rug toe gedraai het of wat dinge oor jou gesê het wat jou hart gebreek het. Dit het jou stikkend gemaak. Jesus vra nie dat jy hulle moet goed praat nie. Hy vra net dat jy jou seer, hy vra nie dat jy jou seer moet ignoreer nie. Hy vra net begin deur te bid. Want gebed verander twee harte, hulle sin en natuurlik joune. So hier's my uitdaging vir jou. Dink aan een persoon wat jy as 'n vyand beskou, of ten minste as iemand wat jy sukkel om lief te hê. Sê net hierdie gebed. Here, ek bring hierdie persoon na U toe. Seën hulle, werk in hulle lewe. Dis klein, maar dis die eerste stap om jou hart oop te maak vir God se bonatuurlike liefde. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek en dan gesels ons weer. Cheers.